Goeiemôre vriende, dit is inderdaad Sondag die 9de November 2025. Ek hoop regtig dat julle sommer net so 'n heerlike dag sal hê vandag. Mag julle sommer ook bewus wees die Here se liefde, van sy nabyheid. Liewe vriende, jy's 'n baie spesiale persoon vir hom. Die Adventtyd getuig daarvan waarna toe ons oploop. Advent is verwagting, afwagting, herinnering aan die eerste koms en dan nou natuurlik 'n uitsien na sy tweede koms wanneer hy kom. So mag dit vir julle 'n baie mooi dag wees vandag. Nou kom ons raak net so vir 'n wyle stil by die Here. Baie dankie Vader dat ons as vriende, as familie, as u kinders bymekaar kan wees. Here, of ons in die buiteland sit, of ons in ons huise maar net lekker sit en ontspan, of ons in die motor ry met 'n beker koffie eers sit en luister, Here, is vir ons 'n voorreg om so in u teenwoordigheid te mag wees. Dankie dat u ons God is. Dankie dat u ons Vader is. Dankie dat u die een is wat alles standhou, Here. Vir u ongelooflike liefde vir elkeen van ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ek wil vandag 'n bietjie stil staan by Jeremia 29, so van 1 tot 11. Die tema wat ek wil gebruik is bly positief, moenie julle vertroue verloor. Bly positief, moenie julle vertroue verloor. Nou vriende, voordat ons miskien begin lees, moet ons net vir mekaar sê dat hierdie brief is aan Joodse ballinge in Babylon geskryf. Ons sal dit nou sien ook in die eerste paar verse. Dit is so plus minus 597 voor Christus geskrywe, né? So dis miskien net so 'n bietjie as agtergrond. Ja, ons ken die verhaal, liewe vriende, dat hulle inderdaad droog gemaak het, die heeltyd ander afgode aanbid het. Ekskuus tog, en dat God besluit het dit is genoeg en hy het die koning van Babel gebruik vir om hulle weg te voer, né? So net so vinnig dat dit word aangespreek in die eerste paar verse ook. Kom ons lees Jeremia 29. Dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het na die leiers van die ballinge wat nog oor was en na die priesters en die profete en die hele volk wat deur Nebukadnesar uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Joachim en die koningmoeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur met Elasa seun van Safan en met Gemaria seun van Gilkia deur koning Sedekia van Juda na koning Nebukadnesar van Babel toe gestuur is. En dan kom vertel Jeremia wat is hierdie brief, né? So sê ek, die Here die Almagtige, die God vir Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Dubbelpunt. So God gee 'n opdrag. Wat is God se opdrag? Hy sê: bou vir julle huise, bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daarby julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee in verwagting. In verwagting. Vriende, hoe sal hy nou sê, die tornado of die hurricane nie, so in Engels as ek nou praat oor hurricane. Kom ons sê nou maar die tornado Melissa
Weet ons het Jamaica, liewe vriende, die 25ste Oktober van hierdie jaar as 'n kategorie 5 storm getref, né? Hierdie storm was so verskriklik, hy het tot snelhede van tot 295 km/h gehaal. Die ergste verwoesting het by Black River en Falmouth plaasgevind, liewe, en byna hulle is eintlik byna heeltemal verwoes. As omtrent so 50 mense oorlede, sê hulle, en die infrastruktuur is op baie plekke totaal en al daarmee heen. Hierdie tornado Melissa het aanbeweeg aan Cuba en Haiti geslaan onderskeidelik in kategorie 2 en 'n kategorie storm met snelhede van so om en by 165 km/h, en daar's op die ou ende, liewe vriende, tot op hierdie stadium wat hulle van weet 73 mense dood en baie nog is nog vermis. En nou kom die vraag op, glo ek, ook by hierdie families van die oorledenes, maar hoekom gebeur hierdie dinge? Het ons iets verkeerd gedoen? In die Oekraïne, liewe vriende, is die oorlog al so lank aan die gang. Duisende soldate is dood. En ek dink die Oekraïners sit met dieselfde vraag, maar wat is besig om te gebeur? Wat is besig om te gebeur? En dit kan wees, liewe vriende, dat hulle in so 'n tyd inderdaad natuurlik begin om hulle moed en vertroue te verloor. Mense kan dit verstaan. In Nigerië vra die Christene, liewe vriende, dieselfde vraag waar hulle deur islamitiese ekstremiste vermoor en hulle kerke afgebrand word. Hulle vra vir hulle ook die vraag af, maar moet ons die plek verlaat, moet ons gee pad hierso, is hier enigstens 'n toekoms in hierdie land in hierdie land vir ons? En ek weet, vriende, ons kan verstaan as hulle by die punt kom dat hulle nie meer vertrou nie en nie meer eintlik af hoop het nie. In ons land is daar baie buitelanders, van Zimbabwe, van die Kongo, van Malawi, van Mosambiek. En ek dink hierdie mense vra dieselfde vraag, wat gaan aan met ons korrupte leiers? Dat hulle net vir hulle self sorg. Wat is besig om te gebeur? Hoekom ons? In Suid-Afrika vra ons definitief dieselfde vraag, liewe vriende. Op die Kaapse vlakte vra die mense, moet ons nie maar eerder trek nie. Die probleem is hulle kan nie trek nie. Hulle kom vra die vraag, maar wat is besig om te gebeur hier by ons? Die boeregemeenskap met al sy plaasmoorde vra ook, liewe vriende, is dit die moeite werd om in hierdie land enigstens te bly, want as ons nie vir ons lewens seker is nie, mense wat die reguit pad loop soos die vletjieblaasers, sien ons, liewe vriende, word vermoor. En hulle familie sit ook met hierdie vraag. Ons sien maar eerder pad gee nie. Ons is nie besig om op 'n sinkende skip te wees nie. Die ekonomie is vra, die kospryse is hoog. Misdaadstatistiek is buite beheer. Dit lyk of die staat alle beheer oor misdaad verloor het en die staat self is sistemies korrup tot in sy kern. En in al hierdie scenario's wat ek nou vir julle geskets het, liewe vriende, is die een woord wat uitstaan en wat dit beskryf is onsekerheid. Is onsekerheid. Sê vir ons dat wanneer jy na die finansiële markte kyk, liewe vriende, die een ding wat hulle nie van hou nie, is onsekerheid. En die vraag by jou en my is, maar wat doen ons wanneer onsekerheid begin intree? Wat doen ek en jy wanneer 'n ramp ons tref, liewe vriende, jy net nie meer jou lewe kan hervat nie? Die aanpassing na bankrotskap of 'n egskeiding of die dood van 'n geliefde wat hierdie geweldige onsekerheid bring, liewe vriende. Wat staan ons te doen? Omstandighede buite ons beheer. En die onsekerheid wil ons oorweldig. En almal daardie tye, liewe vriende, wanneer ons in ballingskap is. 'n Ballingskap beteken maar net jy's uitgelewer aan iemand anders, uitgelewer aan omstandighede waaroor jy nie beheer het nie. Dis soos die Israeliete, hulle voel uitgelewer, liewe vriende. Ja, hulle het droog gemaak, hulle het afgode aanbid, God het hulle weggevoer, maar hulle is in hierdie omstandighede, in hierdie ballingskap vasgevang in absolute onsekerheid. En miskien is dit so dat jy en ek ook in 'n werk is wat jy nie geniet nie, 'n huwelik wat besig is om jou seer te maak, 'n siekte wat nie weggaan nie. Jy vra, Here, waar is U? Hoe lank nog, Here? Ek kan nie met hierdie onsekerheid so aangaan nie. Hoe vir jou of jy in ballingskap is? Hulle vra dieselfde. Hulle is weggevoer na Babylon, toe ver van hulle land, van hulle tempel af. Hulle hoop is gebreek, hulle dink God het hulle vergeet. En dan kom hierdie brief van Jeremia, 'n verrassende boodskap van hoop wat hy vir hulle bring, maar nie die soort hoop, liewe vriende, wat hulle verwag nie. Jeremia skryf van die ballinge in Babylon, hulle wil teruggaan huis toe, maar God sê, bly waar julle is.
So hierdie ballinge wil teruggaan, hulle wil teruggaan en hulle glo dat Jeremia gaan nou vir hierdie positiewe boodskap gee, maar God sê nee, bly waar julle is. Bou huise daar waar julle is. Plant tuine, kry kinders, soek die vrede van die stad. Met ander woorde, ek gaan julle nie vergeet nie. Ek is net besig met iets groters, kom sê God. En dan kom daar die bekende vers wat ek en jy ken in Jeremia 29 vers 11, liewe vriende, wat nie anders kan as ek en jy 'n gelowige is, wanneer ons op God vertrou en sê ons hoop is binne in hom en ons vertrou is op hom dat ons dit nie kan aangryp nie. Wanneer God kom sê ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting gee, nadat ek julle uitgesort het in hierdie 70 jaar. Dit is wat ek vir julle wil beplan. Sien, God sê nie vir hulle, ek gaan julle dadelik red nie. Hy sê, ek gaan julle herstel, maar leef nou getrou waar julle is. Hy sê, moenie luister na daai valse profete, daai waarsêers en daai dromers, wat vir julle kom sê, julle gaan nou na Jerusalem toe teruggaan nie. Ek het hulle nie gestuur nie. Liewe vriende, daarom sê ek maar vir julle in hierdie tyd, ek het al by 'n paar geleenthede gegee, besop vir die sogenaamde profete, die sogenaamde ouens wat weet, die sogenaamde mense wat drome kan uitlê, liewe vriende, drome vir jou kom sê, maar dit het God gesê. Jy moet verskriklik seker maak dat daardie persone van God afkom. Hulle is live and well vandag. Besop vir hulle. Hulle het al rondgetoer daai tyd en daarom kom sê God in hierdie gedeelte ook vir ons, liewe vriende, deur Jeremia kom sê hy vir ons, hoor hierso, moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie slaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. Vriende, ons moenie aan ons neuse rondgelei word nie. Ons moenie op profete vertrou nie. Ons moet op God vertrou. Ons moet nie op predikante en priesters en pastore en wat ook al daar rondtoer, liewe vriende. Jy kan nie op hom vertrou nie, jy kan alleenlik op God vertrou. Jeremia sê, God is nie by jou wanneer alles goed gaan nie. Hy is met jou in die ballingskap. God is nie net by jou wanneer alles goed gaan nie. Hy is ook by jou in die ballingskap. Hy is ook by jou wanneer jy daar sit, wanneer dit voel of dit net donker bokant jou is. God kom en gebruik selfs hierdie moeilike seisoene om iets te vorm binne in jou wat kan groei op die ou ende. Al gaan jy deur 'n dal van doodskare wees, kom sê die psalmdigter al vir ons op Psalm 23, kom gee hy vir ons die versekering, God sal by jou wees. God sal jou vashou. Eugene Peterson in sy boek Run with the Horses, The Quest for Life at its Best, maar dit gaan oor Jeremia se lewe, liewe vriende, help hy om ons iets van hierdie ballingskapstyd beter te verstaan. Hy verduidelik dit soos volg. Hy sê, exile forces a decision. Exile forces a decision. Ballingskap bring jou dat jy 'n besluit moet neem. Will I focus my attention on what is wrong with the world and feel sorry for myself? Or will I focus my energies on how I can live at my best in this place I find myself? I will do my best with what is here. Vriende, so 'n onsekere tyd kan dit wees dat ek en jy begin, liewe vriende, om die hele tyd net vir onsself jammer te wees en te dink, maar hoekom het dit met my gebeur? Nee, kom sê Eugene Peterson vir ons, wanneer hy na die verhaal van Jeremia kyk, nee, kom sê hy. Focus your energies on how I can live at my best in this place I find myself. Liewe vriende, want alles is ons besig om te filosofeer. Is ons besig om drome te droom en die realiteit gaan by ons verby. Die Here plaas vir ons in 'n situasie in Milnerton en Eysterplaat, waar ons ook al is of daar waar jy in die buiteland sit hy vir jou daar in 'n posisie en hy sê vir jou, daar waar jy is, daar onder daai omstandighede, alles is hoe onseker, daar wil ek hê bou jou huis. Kry kinders. Daar verskil maak. Al is dit miskien vir jou onseker. Eugene Peterson gaan aan en hy haal vir Chesterton aan waar hy die volgende sê, as long as matters are really hopeful, hope is mere flattery, né, fluitel. Op platitude, iets wat waar soveel gebruik word, sy betekenis verloor het, is 'n klise. It is only when everything is hopeless that hope begins to be a strength at all. Is dit nie so waar nie, liewe vriende? Wanneer dit goed gaan, waar hoop jy? Waar? Nee, die vriende, daai tyd gaan jy maar net aan, maar wanneer alles begin hooploos raak, wanneer dit begin die uitsig begin so half begin die sig begin so blur, liewe vriende, dit is wanneer hoop inskop. Vriende, baie keer sal jy van ons landgenote sien wat niks het nie.
is die mense wat die ongelooflikste gelowig is. Hulle plaas elke dingetjie in God se hand. En ek wil vandag vir julle kom sê dat my belewing van omtrent al die swart mense wat weet ek nog te doen gehad het. Mense wat swaar kry. Wit mense met wie ek te doen gehad het. Mense wat swaar kry. Van ons bruin mense met wie ek te doen gehad het. Mense wat swaar kry. Vriende, wanneer ek met hulle praat, dan is hulle vas aan God. Hulle kan nie anders nie. Hulle sê vir jou, Rian, maak nie saak wat nie. Waartoe gaan ek? Al wat ek hê is God. Daarom is dit so waar wanneer Chesterton sê, liewe vriende, only when everything is hopeless that hope begins to be a strength at all. Mense in Babel het met soortgelyke vrae gesit. Alles is van hulle afgeneem. Hulle sit in 'n vreemde land, hulle verlang terug Jerusalem toe na hoe dit was, maar dit is verby. Maar dit is verby. Gesê en dan kom hierdie profete en al hierdie waarsêers, die dromers kom sê nog vir hulle, jy moenie worry net gou verbygaan hè. Gee hulle valse hoop. Nou kom Jeremia en hy kom sê vir hulle, hoor hierso, moenie sit en top oor wanneer jy 'n kans gaan kry vir enigiets. Nee, sê hy, julle is nou hier. Sit julle lewe voor, bou huise, lê tuine aan, bewoonde trou, bring kinders voor, bevorder die belange van die stad waarin julle weggevoer is. Bid tot God en sê vir daardie stad, bid tot God vir daardie stad, wat sy belange is ook julle belange. Doen wat julle hand vind om te doen. Moenie dink aan wat kon gewees het nie. Wat is jou realiteit nou? En doen iets daaraan, kom sê hy. In hierdie onsekere tye kom sê God ook vir jou en vir my, liewe vriende, dat ons moet bid en glo. Ons moet bid en glo en doen en glo. Ek kom sê vir hierdie Israeliete in ballingskap en ek kom sê dit vir ons vandag. Hy los ons nie alleen in hierdie omstandighede nie, hy is saam met ons in hierdie omstandighede. Ek sal voorsien, sê die Vader deur Jeremia, ja, julle moet net bly glo. Ander persoon sê, hope commits us to actions that connect with God's promises. Wanneer ek en jy hoop, begin ons oorgaan in aksie, en terwyl ons oorgaan in aksie, liewe vriende, en in geloof, dan begin dit ons uitbring by God se beloftes, wat ons sien, maar God beloof nog die hele tyd dat hy by ons sal wees. Hy is Immanuel, God met ons. 'n Gelowige ma van 3 kanker gekry, en sy het gesê, ek het aanvanklik gebid dat God my moet genees. Nou bid ek eerder dat hy my lewe sal gebruik, al genees hy my nie. Sy het begin 'n bemoedigingsbriefie skryf vir ander pasiënte. Siekte het haar nie oorwin nie, haar hoop het sterker geword as haar pyn. En toe sy later wel gesond word, het sy gesê, God het my nie net genees nie, hy het my geloof kom gesond maak. Jeremia 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vlerke soos arende. Ja, vriende, God se tyd is nie ons tyd nie. Inderdaad nie, en daarom kan ek en jy baie keer moedeloos word, en het hierdie Israeliete ook moedeloos geword, maar God se tyd is sy tyd, liewe vriende. Hy sê, terwyl Jeremia hierdie brief skryf, toe sê hy vir hulle, gaan nie nou gebeur nie, maar dit gaan oor 70 jaar gebeur. Vriende, dit is verskriklik. Ek en jy word maar 70, 80, 90 jaar. Daarom moet ons altyd onthou, God se tydsraamwerk waarmee hy werk, is enorm. God gaan julle uitlei, maar oor 70 jaar. Dan gaan nog baie van julle doodgaan voor daai tyd, maar weet, God is by julle. God sal julle bevry. En nou kom God, liewe vriende, en hy kom roep hierdie Israeliete op, en hy kom roep vir jou en vir my op, en hy kom sê vir jou, in hierdie nuwe omstandighede, wil ek hê, moet jy vir my 'n lig wees. Al hang jy swaard van 'n ongeneeslike siekte oor jou kop, of oor jou gesin, of jou land lyk nie goed nie, jy kan voluit vir hom lewe. Daar was 'n jong man, 'n onderwyser wat sy werk verloor het tydens die pandemie, en hy was moedeloos en het gevoel God het hom vergeet. En elke dag het hy werk gesoek, maar hy het niks gekry nie, maar hy het elke oggend 'n Bybelvers op Facebook gedeel vir ander wat moedeloos was. 'n Jaar later het hy 'n aanstelling gekry by 'n skool vir kinders met spesiale behoeftes. Presies sy roeping. Hy sê nou, as ek nooit deur daardie tyd gegaan het nie, sou ek nooit ontdek het waarvoor ek gemaak is nie. Dit is hoe hoop werk. Hoop hou jou aan die beweeg, selfs wanneer jy nie weet hoe God gaan werk. Wat kom sê die Vader vir ons in hierdie tyd, vers 11? Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan.
Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, verwagting. Vriende, wanneer ek en jy in God glo, wanneer ons aan hom vashou, maak dit nie saak hoe die omstandighede lyk, hoe dit daar buite lyk nie, liewe vriende, hoe dit hopeloos lyk nie. Ek en jy moet weet, as ons op God vertrou, stap hy deur sy gees voor ons uit. En wat hy doen, hy beplan in ieder geval, liewe vriende, beplan hy vir ons 'n toekoms, 'n verwagting, en ek en jy moet daaraan kan vashou. Message sê dit nog mooier. Hy sê, I know what I am doing, sê God. I have it all planned out, plans to take care of you, not abandon you, plans to give you the future you hope for. Hy gaan nie 70 jaar later uit hierdie omstandighede bevry, maar die feit is hy gaan hulle bevry. Want tussentyd kom sê God vir hulle, en hy kom sê vir jou en vir my, moenie hoop opgee nie. Moenie hoop opgooi nie. Bly positief. Moenie julle vertroue verloor nie. Mense is nie in beheer nie, ek is in beheer. God sê vir sy volk vandag en vir jou en vir my, ek weet wat ek vir julle beplan. Moenie daaraan twyfel nie. Moenie daaraan twyfel nie. Jy mag dalk vandag in jou eie Babylon wees. Moeilike huwelik, skuld, werkloosheid, verlies, of 'n pad wat vorentoe jy wil oopgaan nie, maar liewe vriende, moet jy hoor wat God vanoggend sê. Hy sê ek is daar. Plant jou tuin. Bou jou huis vir vrede. Ek het 'n plan. Maar vertrou my. Ek sal vir jou daai plan wys. Ek het vir jou verwagting. Beplan vir jou 'n toekoms. Vertrou my. Hou my hand vas. Ek is saam met jou in die ding. Ek sien jou nie los nie. Baie dankie vir hierdie verhaal. 'n Verhaal waarin ons inderdaad die liefde en die trou sien. Here, ten spyte van Israel se ongehoorsaamheid en u straf hulle om hulle Babylon toe te stuur, is alles onderliggend die heeltyd u liefde. U liefde, u wat die heeltyd kyk, nadat die volk 'n piepgeluid gemaak het van hulle is jammer, die julle vergewe. En daarom ook met ons, wanneer ons in omstandighede sit in ons eie Babylon, vasgevang, weggevoer na omstandighede wat ons nie gesoek het nie, Here. In 'n Babylon waar ons nie vra, wat ons nie antwoorde het nie, Here, maar net vra. Hoe vra ons vir die Here dat ons vertroue in U sal stel. Ons hoop op U sal stel, opkyk na U. Die psalmdigter sê, maar ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Dankie daarvoor, Vader. Amen. Vriende, ek gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffer, miskien net voordat ek daarby uitkom, die 6de Desember het ons so 'n lekker braai by ons kerk, met 'n puddingkie en 'n slaai of twee, braaivleis, en dit kos so R120. Dit is vir ons vir 'n fondsinsameling. So julle is baie welkom om vir Karika 'n lytjie te gee om daar te bespreek. Jy kan met my ook praat as julle wil, julle is baie welkom. Julle weet al hoe dit werk, julle kan Snapper of Zapscan gebruik. Julle kan ook as die dankoffer in EFT doen. EFT is 'n NG Kerk Sonnekus Absa Bank. Takkode die generiese 632005 en die rekeningnommer is 3270140,547 en dis 'n chequerekening. Vriende, voordat ek klaar maak, dan net vir julle verskriklik dankie sê. Ons het ons mylpaal bereik van R140,000 vir die dankbaarheidsoffermaand. Ek wil vir julle elkeen dankie sê. Ek weet julle doen dit nie vir mense of vir 'n kerk nie, julle doen dit vir die Here, maar vriende, dankie vir julle harte, dankie vir julle oop harte. Dankie vir julle mooi gesindheid. Ek waardeer regtig elkeen van julle. Ek kyk nooit wie gee wat nie, vriende. Dit is nie my saak daai nie, dis 'n saak tussen julle en God. Maar ek wil vir julle kom sê dankie, want deur daardie geld wat ons ingesamel het, gaan dit na die sinode toe, wat 'n enorme werk doen onder mense wat swaar kry, en 40,000 van die 140,000 wend ons aan in ons gemeenskap en in ons gemeente, wat 'n groot las verlig in baie mense se lewens. So baie dankie daarvoor. Vriende, ek wil julle wegstuur vandag met die Here se seën en vir julle sê, bly positief. Moenie julle vertroue verloor nie. God is altyd daar. Daarom wil Jesaja 49. Die volk sê, die Here het my vergeet en my verlaat, sê hy, ek kan jou nie vergeet en verlaat nie. Al kan 'n ma baba vergeet, ek kan jou nie vergeet nie.
Jou handpalms is in my jou naam is in my handpalms gegraveer. Vriende, mag julle hierdie God wat vir julle lief is, se liefde ervaar. Mag julle sy liefde in Christus ervaar wat vir jou kom sterf het aan die kruis sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. En mag jy die liefde van God ervaar in sy gees wat hy by ons kom plaas het om altyd by ons te wees, wat vir ons help met ons besluite, vooruitstap en ons selfs help dat ons nie verkeerd kan bid nie. Mag julle die seën van die drie enige God ontvang en gaan in vrede.